Ek wil graag met jou praat oor die verhoudinge waarin jy staan en ek begin met 'n teks uit 2 Timoteus 2 vers 24. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Hierdie opdrag beklemtoon dat terwyl 'n dienaar van die Here gesonde leer moet verdedig, die benadering een van versigtigheid en geduld moet wees. Nie persoonlike aanvalle of die begeerte om die geveg te wen nie. Die doel is om die ander tot bekering en die waarheid te lei, nie om 'n geveg te wen nie. Dit is moontlik om die argument te wen en die ander persoon vir altyd vir die koninkryk te verloor. Paulus sê teen die einde van sy lewe dat hy die goeie stryd gestry het. Hy sê ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit volgehou. En dit verwys na die volgehoue stryd om 'n godvrugtige lewe te lei, sonder om jou fokus te verloor. Daar kom 'n tyd in elke persoon se lewe, wanneer stilte harder praat as woorde, wanneer selfbeheersing swaarder weeg as woede, en wanneer die beste aksie wat jy kan neem, is om maar net weg te stap, nie met 'n wrok in jou hart nie, nie met wraak in jou oë nie, maar met kalmte en in die versekering dat die Here jou beskerm, dat hy jou toevlugsoord is. Weet jy, Spreuke 20 vers 3 sê vir ons, dit is eerbaar om 'n rusie te vermy. Enige dwaas kan 'n rusie begin. Om weg te tree van 'n rusie word aangebied as 'n teken van eer en volwassenheid. Soms is die beste optrede om net doodgewoon 'n tree terug te gee. Net stil te staan. Weet jy, elkeen van ons het slegs 'n sekere hoeveelheid emosionele energie. Wanneer ander dit by jou kom steel, raak jy uitgeput en is jy nie in staat om te doen wat jy moet doen nie. En dan is die tragedie dat jy dit oor jouself gebring het. Aan die ander kant, is daar mense in jou verhoudingswêreld wat jy al lankal moes laat gaan het. Daardie siklus moet gebreek word, want dit is nie meer liefde nie, dit is gevangenstraf. Die Here het jou nie geskep om iemand anders se emosionele teiken te wees nie. Jy hoef nie altyd die ander persoon te probeer terugkry nie, hulle foute bekend te maak nie. Wat daarmee saamgaan is, dat ons versigtig moet wees, om nie uit reaksie in 'n lokval in te stap nie. Spreuke 22 vers 3 sê vir ons, 'n verstandige mens sien onwelkom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. Wanneer jy kalm kan bly in tye waar ander jou wil uitlok, is dit omdat daar baie wysheid in stilte en emosionele afstand is. Ander mense kry net te maklik toegang tot jou, omdat jy vinnig is om te reageer en self vir die deur oopgemaak het. Kyk, Prediker maan ons, daar is 'n tyd om stil te bly, daar is 'n tyd om te praat, 'n tyd om te konfronteer, 'n tyd om weg te beweeg. As ek en jy dit kan verstaan, dat ons toelaat dat ander ons emosionele energie kom steel, ons vrede kom steel, dan besef jy, ons laat dit soms net te maklik toe. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons vandag wysheid in die verhoudings waarin ons staan, om eerder op U te fokus. In Jesus naam. Amen.